Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade, dankie vir hierdie wonderlike aand. Dankie dat ons saam om die woord kan vergader en kan kyk na die proses van heiligmaking. Help ons dat ons sal heilig lewe en sal heilig wees vir U. Help ons, Here, dat ons lewens so sal lei dat ons waardig sal wees vir U. Dankie vir die goedheid en genade, Here Jesus. Dankie dat U ons vrygekoop het en dankie dat die Heilige Gees met ons is om ons te ondersteun en te bekragtig en ons te help. Dankie, Here Jesus. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen, amen. Ons is besig met die proses van heiligmaking. Ons is nou by die derde deel. Nou maar net weer om op te som, heiligmaking is die lewenslange proses waarin die Heilige Gees 'n gelowiges hart, gedagtes, woorde en dade vernuwe om al hoe meer soos Jesus Christus te word. Nou dis baie belangrik want dit is 'n lewenslange proses, maar as jy by die Here gaan kom, kan jou gedagtes en jou woorde en jou dade nie meer dieselfde wees. En dan so baie Christene dan sê hulle ja, maar dis nou maar hoe ek is. Nee. As jy by die Here gaan kom het, daai dag wat jy tot bekering kom, begin die proses van heiligmaking. Dan sit 'n proses van hernuwing, jou gedagtes verander, jou woorde verander, jou taal verander en jou dade verander. En jy word meer en meer en meer soos Christus. Terwyl regverdigmaking die eenmalige wetlike vryspraak van sonde deur geloof is heiligmaking die praktiese uitwerking daarvan in die daaglikse lewe. Ons word heilig gemaak deur Jesus Christus, en daarna, of nie, ons word regverdig gemaak deur Jesus Christus. En dan begin die proses van heiligmaking. En dit is, soos hulle sê, praktiese uitwerking daarvan in die daaglikse lewe. Dit sal sigbaar wees in jou lewe. Kyk nou vir mense wat op bekering kom en dan 6 maande later loop hulle iemand raak en sê hulle, joh, maar jy's 'n ander persoon. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Jy is besig om meer en meer soos Christus te word. Want daai proses is besig in jou lewe. Dit beteken letterlik om afgesonder of eenkant gesit te word vir God se koninkryk. Nou is die vraag, is jy eenkant gesit vir God? Is ons werklik eenkant gesit vir God? Of lewe jy nog vir jouself? Waarvoor lewe jy? Of vir die plesier en genot wat die wêreld bied, is dit waarvoor jy lewe? Verskoon maar die foute van die printer daar blykbaar, of die rekenaar verander my woorde. Of lewe jy vir rykdom en sukses? Waarvoor leef ons? Baie mense lewe vir rykdom en vir sukses en vir wat hulle kan bereik, of vir plesier en genot, die hier en die nou. Kom ons eet en drink, want môre sterf ons, so sê hulle ons. En as hoeveel mense wat glo as jy sterf is aan niks. My ma was lief om dit te sê. Dan sê ek vir haar, jy moet nie so baie van dit eet nie. Dis goed vir jou gesondheid. Ja, sy sê, môre is ek dood. Ja. Hierdie proses verloop gewoonlik deur 3 duidelike fases. Die initiële heiligmaking, en dit is soos ek sê, daar waar jy tot bekering kom. Nou word ons deel van die heiliges. Dis die Here het al jou sondes weggevat, daai heiligmaking. Jy's van al jou sondes vrygespreek. Jou sondes is betaal. En God het jou regverdig gemaak. Dan kom die volgende proses, die progressiewe heiligmaking. Dis die lewenslange stap van heiligmaking. Waar jy eens gevloek het, vloek jy nie meer nie. Waar jy vuil gedagtes gehad het, het jy nie meer vuil gedagtes nie. Waar jy gou kwaad geraak het, word jy nou nie meer so gou kwaad nie. Dis 'n proses en daagliks lê jy die sonde af. En ek weet Pa het altyd die voorbeeld gebruik van die arend, hoe hoor hy vlieg, later dan val die kieme van self af. Nou hoe nader jy in God kom, die sondes gaan afval. En dan is dit die finale heiligmaking. Die verheerlikte stadium wat jy by God uitkom, die dag wat jy die doodsjordaan oorsteek. Dan word jy totaal heilig. Dan is daar nie meer sonde nie. Dan het ons nie meer hierdie
stryd wat ons het in die vlees, wat ons nou op die oomblik het, wat jou gees en jou vlees wat teen mekaar baklei nie, dan is dit finaal. Die mens en die Here speel 'n rol in die proses. God se deel, en dit is die belangrikste deel, die Heilige Gees verander die mens se hart. Dit is die proses wat God kom speel in ons. Die Heilige Gees verander jou hart. Want as die Heilige Gees in jou hart kom werk, sal jy nooit Jesus Christus aanvaar. Kyk maar met hoeveel mense wat jy oor die Here praat, dan stel hulle nie belang nie. Hulle stel nie belang nie, jy kan vir hulle wat se teksverse gee, jy kan hoeveel verduidelik soos ek nou gesê het, dan vertel jy vir hulle van die hel en sal hulle eerder vir jou sê, ja, maar die hel is cool, dis waar die partytjie is, want jou hart is verhard. Die Heilige Gees moet die werk in jou begin, en dis hy wat die werk in jou begin, en jou oortuig van sonde, en sodoende, dat jy jou lewe verander, en sodoende gee jy jou lewe oor aan Jesus Christus. Want die Heilige Gees het op 'n dag in jou hart kom raak, en jy het bewus geword van jou sondige toestand, en dat jy Jesus nodig het, en jou lewe aan Jesus oorgegee. Maar dis Jesus Christus wat die werk doen. Sonder Jesus Christus, sonder wie jy nie gered kan word. Jy kan nie gered word, as dit nie vir Jesus Christus is, en ons almal weet dit. Die Heilige Gees werk in jou, hy oortuig jou van sondes, en Jesus Christus verlos jou. Dit is totaal en al genade. Kyk in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem. Ons kan nie in onsself roem nie, ons kan nie in ons werke roem nie, want dit gaan oor Jesus Christus. Hy red jou, hy maak jou vry. Maar God gebruik ook sy woord as instrument vir verandering. Deur die woord word ons gelei, gestig, word ons vermaan, versterk, bemoedig en geleer hoe om te lewe en hoe om te handel en wandel in ons alledaagse lewe. So mens kan eintlik nie regtig sê die mense het heeltemal 'n deel in heiligmaking nie, want die Heilige Gees, soos ek sê, maak jou lewendig. Dan kom Jesus Christus en hy red jou. Die mense deel is maar net om God se genade te aanvaar. Dis die deel wat die mens speel, en dan om te wandel volgens God se woord. Nou kom God se woord, en God se woord gee vir jou instruksies en lei jou en leer jou en versterk jou en vermaan jou om meer en meer en meer soos Christus te word. En dit is waar ons plig kom om God se woord te gehoorsaam. Psalm 119 vers 1, welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Wandel ons in die wet van die Here. Die wet van die Here is ook die woord van die Here. Wandel ons volgens sy woord. Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit hou na u woord. En mens kan ook eintlik sê, waarmee sal die mens sy pad suiwer hou? Deur dit hou na u woord. Waarmee sal ek, Willem Skag nie, my pad suiwer hou? Slegs deur God se woord, want dit is waar ons instruksie is. Psalm 119 vers 11, ek het u woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig nie. Het ons dit gedoen, berg ons God se woord in ons hart? Maar hoeveel keer gebeur het, dan kom mense, ek het die woord van die Here in my hart geberg. Maar nou wil jy drink saam met jou chommies, maar nou die woord, nou ignoreer jy dit, nou ignoreer jy die stemmetjie wat vir sê moenie, en nou gaan drink jy saam met hulle. Môre word jy babbelas wakker en dan wonder jy, maar hoe dit gebeur? Hoe dit gebeur, want jy die stem van die Here geïgnoreer. Die woord het jou gewaarsku, moenie dronk word nie, moenie dit doen nie, maar jy het dit stil gemaak en jy het aangegaan om dit te doen. Ons moet die woord van God in ons hart berg, dat as jy wil sondig, dan klaar die woord jou aan en waarsku jy, moenie dit doen nie. En dan luister jy en jy draai om en jy stap weg. Maar dan weet jy, dit steun God se woord. Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend
en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Johannes 1 vers 1 tot 4. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. In Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jesus Christus is die woord. Jesus Christus is die ene wat ons lei, wat ons versterk, wat ons leer en ons vermaan, want hy is die woord. Lukas 11 vers 28, en hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Hoor ons die woord en dan skuif ons dit maar net weg, of bewaar ons God se woord? Doen ons wat sy woord sê. Al is dit nie wat ek nie van hou nie. Hoeveel keer gebeur het, dan lees ons dinge, dan hou ons nie daarvan nie, maar ons doen dit nog steeds wat God se woord sê. Al gaan dit miskien teen my idees. Doen ons wat God se woord sê. Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dis God se woord wat ons lewendig maak. En dis God se woord wat ons ook help met die proses van heiligmaking. Want ons kan nie sonder God se woord nie. Soos ek altyd sê in die gemeente, ons staan op die woord van God. Dis ons riglyn. As jy links of regs afgaan, waar trek jy dan die lyn? Waarmee meet jy jou dan as jy buite die woord van God gaan? Die woord van God is daar vir ons gestel sodat ons gelyken word deur die woord. As jy uit die woord gaan, het jy 'n probleem, want waarmee meet jy jou nou? Hoe weet jy nou of jy reg of verkeerd is? So dis hoekom ek niks aanvaar as dit nie in die woord van God is nie. Die mense deel, gelowiges moet aktief kies om die ou sondige natuur af te lê en te sterf vir hulle self. Nou ek weet baie mense, nou kry mense wat sê, ja, maar nou het jy gewerk vir jou saligheid. Nee. Om die genade van Jesus Christus te aanvaar, om te kies om Christus te dien, om te kies om die ou natuur af te lê en Christus te aanvaar, beteken nie jy het gewerk vir jou saligheid. As iemand vir jou 'n verjaarsdagpersent gee en jy aanvaar dit, het jy nog gewerk vir daai persent? Nee, jy moes 'n keuse maak, ek steek my hand uit, ek vat die persentjie en ek neem dit aan. Jy het nie gewerk vir die persent, nie 'n persent gekry. Selfs met genade, iemand hier kom die Here, hy sê vir jou, ek kies vandag die lewe of die dood. Nou kies jy om Christus te aanvaar. En aktief kies jy om die ou sondige natuur af te lê. Ek lê my ou lewe af. Ek draai om, ek bekeer my. Waar ek so toe gestap het, draai ek my om en ek volg nou vir Christus. Dis 'n keuse wat jy maak. Laas keer het ons gekyk daarna, deur jou kruis op te neem en te sterf vir jouself. Ons het die vorige keer gekyk na om jou kruis op te neem. Dit is 'n daaglikse proses. Jy neem daagliks jou kruis op en volg Christus. En dan die nuwe lewe aan te trek. Jy trek daagliks, neem jy jou kruis op en jy trek jou nuwe lewe aan. Ek behoort aan Christus. Ek moet wandel soos wat hy wandel. Ek moet praat soos wat hy praat. Dit vereis gebed, Bybelstudie en die doelbewuste vermyding van versoekings en sondes. Iemand wat 'n alkoholist is, of was, gaan nie aspres verby 'n drankwinkel die hele tyd stap. Hy gaan sy roete verander, laat hy die drankwinkel vermy. Hoekom? Gaan iemand wat 'n alkoholist was, elke dag vir 'n uur in 'n kroeg gaan sit? Nee, want hy gaan val. Dit gaan hom in die versoeking lei. So jy vermy die sonde, jy vermy dit wat verkeerd is, jy vermy die sleg. En dit is hoekom dit ook so belangrik is om na die huis van die Here toe te kom. Want dis hier wat ons versterk word.
Dis hier wat jy tussen kinders van die Here kom, en niemand van ons is perfek nie, so die mense wat die verskoning gebruik, ja, maar die mense in die kerk, jy's deel van die mense in die kerk. Waar gaan jy begin by jou en sê, hoe kan ek vandag 'n verskil maak? Moenie net die hele tyd, ja, die mense in die kerk, want iemand anders kyk na jou en sê, ja, die mense in die kerk. Ons moet begin by onsself. Kom na die huis van die Here toe, kom ons bou mekaar op, kom ons stig mekaar, want dis hier wat ons mekaar vorm en slyp en skaaf. En daar wat iemand miskien 'n fout het, as jy, so meer jy hulle met liefde hanteer, begin hulle ou gewoontes verdwyn. En ons word saam groei ons as gemeente in Christus in. Dis hoekom ons nie die wêreld se dinge kan aanvaar nie. Wie van julle hou daarvan om in die wêreld deel te wees van hulle dinge? Om in hulle gesprekke te sit. Ons kan nie meer nie, want dit gaan ons nie aan. So ons vermy die versoekings en ons vermy die sondes. Onthou, die doel van heiligmaking, die primêre doel is om God te verheerlik deur sy karakter in die wêreld te reflekteer. Ons word Jesus vir die wêreld. Die wêreld kyk na ons en hulle sien Jesus. En ons word meer en meer soos Christus elke dag. Dit herstel die beeld van God in die mens wat deur die sondeval beskadig is. Sonder heiligmaking kan niemand die Here sien. Kyk in Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis 'n interessante vers, nie? Jaag die vrede na met almal. Jaag ons vrede na met ons broers en susters in die kerk. Selfs die ene wat jy miskien dwars in die krop steek. En die heiligmaking. Jaag ons heiligmaking na. Here, ek wil heilig wees. Ek wil meer en meer soos U wees, Here. Waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dit bring ons by vanaand se deel. Laat staan die wêreld. Paar vrae. En nou moet julle saam praat. Kan jy 'n lewe van heiligmaking leef as jy vashou aan die wêreld? Ek dink jy kan. Seker. Kan ons nie? Nee, ons kan nie. Want hoekom kan jy nie heiligmaking leef en in die wêreld wees? Wat het ons nou net gesê verby die sonde? Die wêreld is vol sonde. Die wêreldse mense leef in die sonde. Want hulle is nog nie vrygemaak nie. Hulle is nog blind, hulle kan nog nie sien nie. So hulle verstaan nog nie van heiligmaking en van reinheid nie. So hulle taal, hulle gedrag, alles kan vulgêr en vuil en besoedeld wees. Want dit is hulle natuur. Nou hoe kan jy deel wees van so 'n sondige natuur en nog die Here dien? Jy kan. Soos gister het iemand by my kom kuier. En die persoon het nou met my gesels. En elke tweede woord was 'n vloekwoord. Ja. En dit raak so 'n prominente probleem in jou hart. Ja. Dat jy dit voel om amper vir die persoon te sê, jy moenie so lelik praat nie. Ja. Maar dis ook 'n vrou wat groot gedoop is en aangeneem is en al daai tipe van goed. En dan sê ek in my hart, maar sy weet die verskil tussen reg en verkeerd. Maar sy kies om verkeerd te leef. Maar ek weet ons baie kere dan dis mens maar versigtig. Maar mens met so een eintlik reguit. Debbie het al so 'n geval gehad wat iemand toe stop sy die ene, toe sê sy weet nie wat jy gaan nie so praat. En hulle was kwaad vir hom. Mamma, laat hulle eerder kwaad wees vir jou, maar want dit is so. Jy sit daar so en dan sit hulle, dit is soos elke keer 'n dolk wat in jou steek. Van naam as hulle nog die Here se naam gebruik. Nee, kyk. Joe. As hulle gewoonlik by vloekwoord voor elke ding wat hulle beskryf soos gewoonlik 'n vloekwoord stoel of 'n vloekwoord nee, sê ek het 'n manier om te sê, maar ek het gedink dis gewone stoel. Ek doen dieselfde. Ek doen presies dieselfde. Gewone stoel, gewone trolly, gewone dit, gewone kar, gewone mens. Maar ek het nog nooit so 'n stoel gesien soos wat hulle As jy jou drome, planne, wense, sieninge, idees ens bo die Here stel, dink jy dit is reg? Maar ek het nou baie mooi droom, ek het baie mooi planne. Die Here moet hom net verstaan. Is dit nie reg nie?
Maar my siening, ek sien dit so. Ons kry mos deesdae baie, het julle agtergekom. Ons leef in 'n tyd waar almal die hoogs geleerdste teoloog is. Vanaf as jy op Facebook en op TikTok gaan, kyk, dan ken almal vir jou, hulle is die beste teoloog. Hulle sal vir jou presies sê wat die Bybel sê. Want is hulle idee, hulle sienings, hulle menings. Nee, as jy vir jouself gesterf het en die wêreld laat staan, gaan dit oor Christus. Sy drome vir jou, sy planne vir jou, sy wense, sy siening. Wat sê die woord van God? Kom ons lees die woord van God in konteks, soos pastoor Hendrik ook baie met ons die woord oopbreek. Dan kyk jy daai verse wat die mense so uit verband uitruk. Ek moes nou die dag lag toe pastoor Hendrik sê van daai liedjie wat ons sing met elke belofte in die boek is myn, elke hoofstuk, elke vers, elke lyn. Maar as dit dan die waarheid is, soos hy gesê het, met Maria wat swanger geraak het, is daai belofte nou vir jou ook bedoel? Of Sarah wat op 90 kind? Nee, dit was vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke doel, wat daai gebeur het. Sekere beloftes is vir ons, soos die Here gaan altyd saam met ons wees, hy gaan jou nooit los nie, al gaan dit swaar, al gaan dit moeilik, soos Jesus in Johannes 16 vers 33 sê, in hierdie wêreld gaan jy dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Daai beloftes kan ons vat, maar jy kan nie elke liewe ding op jou van toepassing maak nie. Ons moet die Bybel in konteks lees. Maar die mense deesdae doen dit nie, hulle wil hulle eie sienings en hulle eie idees in die Bybel inprop. En nou moet mense daar volgens gaan, en dis wat so gevaarlik is, as jy nie die regte teologiese opleiding het. Ja, die Here kan 'n boemelaar roep, maar dan word hy opgelei tot waar, maar deesdae kry jy die kitskursusse en dan sit kitspastore en elke tweede, derde ou is 'n pastoor, maar hulle het nie die opleiding gekry nie. Nou kom hulle met al hierdie vreemde en snaakse idees en sieninge en hulle wil dit aan die mense gee. Jou drome, jou planne, jou wense, jou sieninge en idees is weg. Want dit gaan oor Christus, dit gaan oor sy suiwer woord en dit gaan oor hom. As alles oor jou moet gaan, jy weet alles, jy is altyd reg, jy is die beste, slimste, mooiste, oulikste. Is dit hoe ons as kinders van die Here optree? Is dit hoe jy die wêreld laat staan, dat alles gaan oor jou? Jy kry mos daai mense, kyk, hulle is altyd reg. Jy kan oor wat praat, hulle is reg. Dis hulle siening, hulle mening. Hulle weet altyd reg, hulle is altyd die beste, die slimste, die mooiste, die oulikste. Ons kry dit onder Christene ook. Ons kry dit in die kerk. Ja. Dan praat jy met iemand, dan praat jy oor iets, nee maar wag nou net terug. Dan praat jy oor iets. Dis Christelike boelies. Ja. Dan praat jy oor iets anders, nee, maar dit is eintlik so. Dan dink ek, dis nie hoe dit veronderstel is om te wees. Ons is veronderstel om mekaar op te bou deur die woord. Ons is veronderstel om mekaar te leer en die swakker is te leer. Ons is nie veronderstel om altyd reg te wees. Ek is nie altyd reg nie. Ek meen, ons leer, ons groei deur die woord van God. Maar ons is nie altyd die beste, die slimste, die mooiste, die oulikste. En kyk, daai tyd nou nie lelik of snaaks nie. Want ons die sangspan nie voorgehad en dan kry jy mense wat regtig nie kan sing nie. Ek is een van die mense wat nie kan sing nie. Ek sê altyd die Here het nagtegaal en parras gemaak. Nou ek val in die para kategorie. Want ek kan nie sing nie. Maar nou kry jy hierdie mense wat erger as 'n para sing, maar hulle dink hulle sing so mooi en die een dag toe roep hulle, ek weet nie wie dit was, maar toe roep hulle al die vrouens vorentoe om saam te sing en die een probeer harder as die ander ene sing, maar dit klink soos 10 katte wat besig is om doodgemaak te word, maar hulle sing, volgens hulle sing hulle die mooiste. Ons is nie veronderstel om so te wees. Jy is nie veronderstel om af te show. As die Here vir jou stem gegee het, gebruik dit tot sy eer. Gebruik dit eerder om ander te leer. Gebruik dit om ander te... Moenie altyd die slimste, die mooiste, die oulikste wil wees nie. As God se woord maar net idees is en elkeen het maar sy eie opinie rondom dit. En dis nou maar weer wat ek nou eintlik gesê het met die siening.
Dit gaan nie oor jou opinie of idees nie, dit gaan oor wat God se woord sê. En dit is eintlik baie gevaarlik as jy sê elkeen het maar sy eie opinie. Want opinies kan baie gevaarlik wees. Dis die vinnigste wat jy op 'n dwaalspoor gaan. Kyk wat sê God se woord, nie die opinie. Sien, om te praat oor heiligmaking gaan baie diep. En ja, dit gaan elkeen van ons 'n prys kos. Het jy geweet heiligmaking gaan jou kos? Inteendeel, om jou kruis op te neem, daar's die eerste prys, dit kos jou. Ja, jy kry genade vry, ons weet dit. Maar heiligmaking is 'n proses. En heiligmaking kos opoffering. En dit kos jou 'n prys. Dit kos jou om nee te sê. Dit kos jou om op te staan vir die waarheid. Dit kos jou om verwerp te word deur die wêreld. En in baie gevalle en baie lande kos dit jou lewe. Ons is nog gelukkig in Suid-Afrika. Vir hoe lank weet ek nie, maar vir nou is ons nog gelukkig. Maar daar in China, om Jesus te dien, kos jou lewe. Om aan die einde van onsself te kom, kos jou. Om Christus nommer 1 te maak in alles. Nie net sommige dinge. Ek sal kerk toe gaan as ek lus het, of tyd het. Soos ek nou gesê het van daai, nou sit die Sondag, nou kom hulle met alle verskonings, nie, maar ek moet dit doen, ek moet dat doen. Maar jy gaan kerk toe net tussen 9 en 10. Na 10 het jy die wêreldse tyd om te doen wat jy wil. Nou, nee, maar dat vriende opgedag. Bring jou vriende saam. Wat gaan nie, Debbie het altyd gesê, as die Here besluit te kom die dag op die wolke, gaan nie vir die Here sê, Here, iemand, stop net vandag, want dis nou eers mense wat by my kuier. Nee, die Here kom in 'n oogwink. Maar ons stel dinge bo die Here, en ons het en is dit iets interessant, ons het altyd die perfekste verskoning. 'n Geweldige verskoning. Maar nou sê ek vir mense, gaan pas daai selfde dinge toe met jou werk. As jy nou in 'n werk staan, jy het 'n baas, jy werk van maandag tot vrydag, van 8 tot 5, sê nou maar, en jy doen dieselfde met die Here as wat ons met die kerk doen. Hoeveel mense dink jy gaan hulle werk verloor? Maar dit reën, dit is koud. Maar my neus loop, maar ek voel nie lekker nie. Maar ek voel nie lus nie. Gaan sê jy bietjie vir jou baas, ek voel nie lus om vandag te werk. Gaan nie kort voor lunch wees en dan word jy ingeroep en dan kry jy 'n warning. En daai 3 warnings gaan sommer vinnig kom en dan is jy by die deur uit. Maar ons doen dit met God. Ek sal help as dit my pas. Ek is nie lus om te help nie, so ek sal help as dit my pas. Ek sal hom haar vergewe, mits hy sy erken dat hy sy verkeerd was. Ek gaan nie die minste wees nie. Hy sal eers erken hy was verkeerd, dan sal ek hom vergewe. Is dit nie so ons maak nie? Ek. Dit gaan ons oor ek, of gaan dit oor Christus? Ons gesterf vir onsself, neem nie jou kruis op. Is jy bereid om na daai broer toe te gaan wat jou seer gemaak het in jou arme om te sit en om te sê, ek is lief vir jou? Waar is Jesus? As ons na ons lewens kyk. Die woord van God is nie net 'n klomp voorstelle of idees nie, en ons moet ophou om dit so te hanteer. Dit is nie 'n boek vol idees en voorstelle nie. Dit het voorskrifte en opdragte wat die Here vir ons gegee het. Dis gebooie, sy gebooie. Maar ons glo mos nie meer in die gebooie nie. Of glo ons nog daar? Lê die wêreld af. Sterf vir die wêreld. Laat Christus jou alles wees. Kyk gou saam na Galasiërs. Ons het op baie na Galasiërs gekyk, maar kyk weer saam met my na Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, toordrag,
partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery. Nou jy kan miskien vir my sê, ja maar pastoor, ek is nie besig met oorspel of hoerery of onreinheid nie. Maar het jy gesien, kyk bietjie hierso, maar kyk mooi. Hier noem hy jaloersheid, dan noem hy naaiwer. Nou wat is naaiwer? Nou hieronder het ek geskryf. Naaiwer hier het 'n baie spesifieke betekenis in die konteks van Galasiërs 5:19 tot 21. In die ou Afrikaanse vertaling kry die woord naaiwer 'n baie spesifieke en diepgaande betekenis. Wanneer ons na die oorspronklike Griekse teks kyk, Paulus gebruik hier twee woorde vlak na mekaar wat in Afrikaans as jaloersheid, naaiwer en afguns vertaal word. Om naaiwer in Galasiërs 5:20 reg te verstaan, moet ons kyk na die Griekse woord wat daar staan, eritia. Dit beteken die betekenis van naaiwer, eritia in Galasiërs 5:20 in die Grieks van die Nuwe Testament beteken nie net 'n innerlike gevoel van jaloesie nie, maar dit verwys na selfsugtige ambisie. Die konstante gedreweheid om jouself bo ander te stel ten koste van die groep. Prestasiedrang tot nadeel van ander. 'n Gees van harde, bittere mededinginge en wederywering, waar jy ten alle koste wil wen en ander wil oortref. Partygees en faksievorming. Dit skep verdeeldheid omdat mense net na hul eie belange omsien en groepe of faksies vorm om hul eie sin te kry. Is jy jaloers op ander? Is ons afgunstig? Het ons naaiwer? Veroorsaak jy tweedrag? Net in een stukkie noem hy jaloersheid, afguns en naaiwer, wat soos basies amper dieselfde is. So sien, dit gaan nie net altyd oor moord en seksuele sondes nie. Maar wat van die klein jakkeltjies? Wat van daai ander dinge? Waar staan ons? Jy moet nie vergeet van die dergelike dinge nie. Ja, daar sê en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al voorgesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Doen ons die dinge? Veroorsaak ons partyskap? En ek weet om Gerrie en Tannie Nolien, hulle sal weet, so 'n paar jaar terug hier in die kerk was daar regtig mense gewees wat partyskap veroorsaak het. Wat tweedrag gebring het, wat jaloers was. As iemand moet net nie waag om iets te doen nie, dan sê hulle jaloers. Hulle lokkie na wat het. Ek weet die een dag het ek en Debbie hier gewerk in die kerk, amper heel dag gewerk, en hierdie middag kom hulle hier ingestap. Die vrou gaan staan hier in die middel van die pad, stil voue arms en gluur vir ons aan. Net omdat ons dinge begin regkry het in die kerk. Maar hulle voel mos so iets trap op hulle territorium. Plaas dat hulle sê, dankie wat jy doen, dankie, kom ons werk saam. En dis wat vir my so wonderlik is in ons gemeentetjie vandag. Kyk hoe lekker werk ons saam. Kyk hoe ons Saterdag saam gewerk. Nie almal kan alles doen nie, maar die bietjie wat jy kan doen. Gerrie het Saterdag vir ons die lekkerste koffie gemaak. 'n bietjie hier, 'n bietjie daar, maar ons help waar jy kan en ons werk as 'n span saam. En ons lig mekaar op. In plaas van, nou doen iemand iets, nou breek julle af. Nou val julle aan, want nou is jy jaloers, want nou het hulle, hoe durf hulle dit doen? Ek onthou daai tyd, nou hou ons 'n skeppie ete, maar dit was sommer so spontaan gewees. Ons het die Saterdag met die musiekoefening besluit, ons gaan Sondag ons kos wat ons by die huis het, sommer na toe bring. Geen reëlings getref, ons net so spontaan. Yes, hier hoor die een man van dit vaderland, kyk, hy bel vir my pa. Daar moet nou 'n gemeentevergadering gehou word, want hierdie, dit is sonde wat hier gebeur en gaan daar te kere in die gemeenteraad moet by mekaar geroep word, want ons het nou hierdie gruwelike sonde, want hulle was nie genooi nie. Regtig? Ja, dit is die ergste van alles, ons was nooit in die kerk in elk geval nie. So al het ons dit aangekondig, hulle sou nie eens gehoor het nie, maar
Dis daai tipe goed wat hy van praat. Nee, ons tree nie so op nie. Jy skip van God. As jy hoor iemand het 'n lekker tyd gehad, dan gun jy hulle dit. Sê jy, dis nice man. Ons is nie jaloers op mekaar nie. As ons dan nou na die dinge kyk, hoe lyk jy, waar staan jy? En nou sê ek hier so, en pas op, moenie net sê ek is 100% nie, is jy werklik? Het jy al almal vergewe wat jy moes vergewe het? Raak jy nie dan bietjie hoogmoedig nie? Hoe baie raak ons geestelik hoogmoedig? En daai is 'n maklike struik om in te trap, veral as jy al jare met die Here pad stap. Ons moet pas op vir hoogmoedigheid. Want dit is so maklik, ek wandel naby die Here. My pa het altyd gesê, hy is baie bang vir die mense wat hom toe kom en sê, pastoor, ek het geen foute nie. Ek is hierdie heilige mens. My pa sê, as mense vir hom dit gesê het hy aan 'n pad gehardloop. Maar laat iemand eerder na hom toe kom en sê, pastoor, ek dien die Here en ek is lief vir die Here. Maar ek val. Ek sukkel met hierdie vriend. Ek is swak. Ek streef om die Here te dien. Maar pastoor, ek is swak. Ek het hulp nodig. So ou kan jy 'n pad mee stap. Want dit is die proses van heiligmaking. Ons almal is in daai proses. En ons almal het sekere dingetjies wat jy meer sukkel as ander dinge. Maar niemand van ons is perfek nie. En die dag as jy dink jy is perfek, moet jy pas op. Want dan raak jy bietjie hoogmoedig. Want jy dink jy is beter as ander. Die Bybel sê die wat swak is, moet ons help. So as daar swakker is, moet ons hulle help. Nie hulle afbreek nie. Help ons nog mekaar. Of sit ons hier, jy sien wat het daai ene gedoen. Daai man en vrou, of help ons hulle. Ons, die vrouens, help julle die jonger vrouens. Moenie so aantrek, trek so aan, tree so op. Dis hoe jy met 'n man optree in die publiek, of veroordeel ons hulle. Gee ons hulle nog leiding. Ons as mans, wat doen ons met die jonger mans? Lei ons hulle? Moenie 'n vrou so hanteer nie. Moenie so na 'n vrou kyk nie. Moenie dit nie, moenie dat nie. Kom ons help hulle, kom ons bou hulle op. Of veroordeel ons hulle. Daai jong ouetjie, moet pas op vir hom, want hy's net 'n rokkejagter. En ons veroordeel hulle, maar in plaas van dat ons hulle reg help en hulle wen vir die koninkryk. Ons keer nie die sonde goed nie, dit kan jy nie doen nie. Maar ons moet mekaar in liefde help. As jy iemand probeer help en hulle wil nie luister nie, dan is dit hulle probleem. Jy het probeer help. En jy kan ook nie met die verskoning kom, ja, maar ek is mens, maar jy wil nie verander. Want iemand kan in die kerk inkom, die grootste sondaar, die grootste draak die hulle kan hoe lyk, en hulle kom by Christus, en hulle begin verander. 6 maande later gaan jy hulle nie herken nie. Want die 2 persone wat jy langs mekaar gaan sit, gaan jy nie ken nie. Dit is wat die proses van heiligmaking is. Jy kan nie daar by die deur inkom en lyk soos 'n, of jy nou net van die straat afkom, maar 6 maande lyk jy nog presies dieselfde nie. En dat niks verander nie. Want dan is jy besig om met die genade van God te bors. En dan is jy nie besig met die proses van heiligmaking nie. Psalm 139 vers 23, en dis die gebed wat ek altyd bid, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Dit wat ons bid, Here, lei my op die ewige weg. Lei my in die waarheid, Here. Nou kom ons by die tweede deel. Sien jy kan nie net huis skoonmaak, dinge afgooi, weggooi, skoonmaak, maar dit nie vervang nie. Jy lê die ou natuur af, jy lê die sonde af, maar nou moet jy dit vervang. Jy maak nie net 'n huis skoon en gooi weg en dan bly jy in 'n leë dop nie. Jy vervang dit met nuwe dinge. Nuwe bank, nuwe bed, 'n nuwe lampie. Matteus 12 vers 43 tot 45 lees ons, en wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plek en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg.
geveeg en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self met hom saam en hulle kom in en woon daar. En die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. So ja, jy kom by die Here uit, jy lê jou sondes af en maak nou skoon en dit word nie vervang met iets nie. En dan kom hy selfde sonde 7 maal erger terug. En dit het ek al baie gesien. Ek het al gesien, dan kry jy mense dan, hulle gee hulle lewens vir die Here, maar hulle het nooit werklik by Christus uitgekom nie. Dan word niks deel van hulle lewe of hulle vervang nie die ou mens met die nuwe mens nie. En op die ouene van die dag raak hulle erger as wat hulle ooit was. En dan is dit baie keer daai mense wat sê, ja, maar ek is onder genade. En nou het hulle maar net 'n kaartjie gekry om te sondig. En om partytjie te hou, want ook is ons onder genade. En dit word erger as voorheen. Wat is sonde? Sonde is rebellie teen God. Wie het jou aan om sonde te doen? Die vlees. Maar dink gou daaraan en gaan toets dit maar in jou lewe. Sonde is van die duiwel. As jy byvoorbeeld vuil gedagtes het, nou wil jy rein dink. Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur dat jy met jou die vuil gedagtes skoon kry? Gaan jy nog films kyk? Lees maar nog wêreldse tydskrifte? Verlustig jou maar nog in die ding. Gaan jou gedagtes dan skoon word? Dis soos 'n vuil rivier wat jy wil skoon maak en jy pomp vuil water in. Dit gaan nie skoon word nie. Maar gaan toets maar, gaan vat maar 'n dam wat vuil is en 'n pompie skoon water in en jy vat die vuil goed uit. Daai water gaan begin skoon raak. Dit gaan al hoe suiwerder word. Jy vervang dit met dit wat suiwer is. Lees die Bybel, lees Christelike tydskrifte en boeke, luister na Christelike musiek. Meng met Christelike mense. Skielik na 6 maande kom jy agter, maar jy kry nie meer daai gedagtes nie. Selfs met vloek. Ja, maar pastoor, ek kan dit nie help nie. En hoe baie mense sê, dan sê hulle, ja, maar ek vloek maar, dis maar deel van my. Nee. Jy kan nie so wil leef nie. En jy is verantwoordelik vir die taal wat by jou mond uitkom. Jy is verantwoordelik daarvoor. Die Bybel sê, sit en wag voor jou mond. En vloek is nie maar net 'n ligte ding nie, dit is 'n ernstige saak. En as dit hard is, ja, dan moet dit maar hard wees. Dalk gee dit so 'n skok deur jou, of as jy dadelik wil verdedig, vra dan af, maar hoekom is ek so gou om dit wat verkeerd is te wil regverdig? Dit moet jy dalk 'n skok gee as ek daaroor praat. As vir die mense wat nou so lief is om te vloek. Want hoekom wil jy dit regverdig? Daar's niks mooi in vuil taal nie. 'n vloekwoord word gesê met baie krag. Ja. Hy's 'n kragtige ding wat hulle dan uiter. Dit het, ja. En dan daai jy kan nie dit regverdig, jy kan dit glad nie regverdig. Nee, jy kan nie. Dit is net nie moontlik nie. En dis soos jy nou nog gesê het, nou sit jy met iemand wat sê hulle is wedergebore, hulle is gedoop en weet maar hulle vloek. Hoe kry jy dit reg? Ons gaan met 'n volgende les dieper delf in dit, maar daar is 'n oorlog aan die gang. En dis soos ek nou nog gesê, die gees en die vlees veg teen mekaar. Nou ons gaan later dieper daarna kyk, maar nou net moet ons weet daar's 'n oorlog aan die gang. En as jy nie drastiese stappe gaan neem nie, gaan dit, en luister mooi, gaan dit beslis jou proses van heiligmaking belemmer. Want jy kan nie besig wees met jou proses van heiligmaking met jou aanvloek nie. En jy sal nooit dit bereik wat die Here wil hê jy moet bereik nie, as jy sukkel met vloek en opsetlik vloek en niks daaraan doen. As jy 'n probleem het met vloek, dan moet jy werk daaraan. Dan moet jy weet, luister, hier's 'n probleem. Ek moet nou ernstig die Here se hulp soek om op te vloek. Nou sê ek, vervang daai woorde, in plaas van sê, frikadel. Dit klink nou snaaks, maar so leer jy jou mond om nie daai vuil woord te sê nie. Dit klink dalk snaaks, en dit is dalk snaaks, maar dit werk. En intussen bid jy en lees God se woord. In plaas van om te sê, o taal, nou sê jy,
kombuiskas of wat ook al. 'n hele paar jaar terug het ek ook baie gevloek. Voordat ek in die bediening gegaan het en voordat jy by die Here werklik jou lewe met die Here reggemaak het, het jy ook maar lekker gevloek. En die films wat hulle so in vloek plaai jou nie. Maar dis hoe ek myself gekry het om op te hou, want ek het my ingestel, dit is nie reg nie, jy kan nie so praat nie. As kind van die Here kan jy nie so praat nie. En nou stel net jou op gedagtes in plaas van om dit te sê, nou sê jy net 'n ander snaakse woordjie. Eventually dan leer jou brein om dit af te skakel en jy praat nie meer so nie. Maar snaakse ding gebeur, hoe meer jy met die Here wandel en hoe meer jy die proses van heiligmaking nader jy aan die Here kom, het jy al agtergekom hoe die wêreld se flieks jou waag. En deesdae, jy kry nie meer 'n fliek wat hulle nie meer invloed nie. Jo, daai Netflix is so vol films, maar elke liewe film vloek hulle. Elke liewe een, dan hulle nou ouderdom 13 net, of weet jy wat, dit is net een groot gevloek, ag nee, wat dit maak my siek. En mens kan nie meer volgens dit gaan nie. 1 Thessalonians 4:3 sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery. Dis God se wil dat ons heilig moet wees, die proses van heiligmaking. 1 Thessalonians 4:7, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Hy sê nie tot heiligheid nie, tot heiligmaking, want dit is 'n proses. Jy lê die een sonde af, dan lê jy die ander sonde af en raai wat, tot die dag wat jy dood is, gaan jy nog sonde af. Jy vloek dalk nie meer nie, jy drink dalk nie meer nie, maar nou het jy dalk 'n probleem met geduld. Jy word dalk gou kwaad, of gou geïrriteerd, of jy het 'n probleem met mense, of wat ook al. Maar so lê ons elke dag op 'n stukkie van die sonde af, meer en meer en meer. In Hebreërs 12:14, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. 1 Petrus 1:15-16, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Sien daarso wie, hy sê nie julle is heilig nie, soos julle heilig nie, julle moet heilig word. Ons word heilig, en elke dag wat jy met die Here wandel, word jy meer en meer heilig. En soos ek in die begin gesê het, die voltooiing van daai proses gaan die dag begin as jy sterf en jy gaan die doodsjordaan oor. Dan gaan jy volmaak heilig wees, maar op hierdie aarde gaan jy nooit volmaakte heiligheid bereik. Jy gaan nooit daai heilighoekie bo jou kop kry nie. En as jy dink jy het die heilighoekie gaan kyk, maar mooi, hy's geroes. Want ons is sondige mense. En weet jy nie, jy kan maar kyk, jy kan leer om geduldig te wees, nou gaan dit goed en is 3-4 maande, jy is so geduldig. En nou op 'n dag kom daai een persoon wat jou so verkeerd opvryf en nou verhoor jy dit en na die tyd gaan dat die Here, vandag het ek dit heeltemal verloor. Maar die Here gaan nie nou straf met 'n weerligstraal slaan nie. En soos baie mense sê, nou gaan die Here my straf. Nee, ons is besig met heiligmaking. Jy gaan foute maak. Jy gaan soms val. En as nou wandel jy al vir jare met die Here, nou word jy op 'n dag kwaad en jy daar glip 'n vloekwoord uit. Dis 'n fout wat jy begaan het. Dis nie asof jy elke liewe dag vloek. As dan nou en dan een keer in 5 jaar glip daar miskien 'n vloekwoord uit. Jy's mens. Jy gaan soms val. Jou vlees gaan soms die oorhand kry. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy. Dit is soos 'n oorlog. Party gevegte in die oorlog verloor jy, party gevegte wen jy. Maar die oorlog is klaar gewen. Jesus Christus het die dood oorwin. Ons is besig met die klein oorlogies wat jy nog daagliks in gevegte veg. Partykeer verloor jy, partykeer wen jy. Maar ons strewe na die heiligmaking. En ons strewe om nie kwaad te word, ons strewe om nie te vloek, om nie so te lewe nie. Dit is 'n proses. In Korintiërs 1:30, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Dis deur Jesus Christus.
Kyk nou Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En let net weer op, ek het dit al baie gesê en ek sê dit weer, dit is die vrug van die Gees, nie die vrugte nie, en baie mense maak daai foute. Jy kry baie prentjies, dan wys dit hierdie vrugte, 'n lemoen en 'n appel en 'n piesang en 9 vrugte. Nee, dis nie vrugte nie, dis 'n vrug. Dis enkelvoud, die vrug van die Gees. Dis een vrug met verskillende dele, soos 'n appel. 'n Appel bestaan uit die stronk, die skil, die vrug, die vleisgedeelte van die appel, die pitte, die sap. Dit maak 'n appel. En wat soos 'n lemoen. 'n Lemoen het ook sy skil, die sappies, daai gedeeltetjies wat die sappies in is, die pitte, al daai maak in geheel 'n lemoen. Maar vat een van daai gedeelte weg, hoe gaan daai vrug lyk? Vat die sap uit 'n appel uit, hoe gaan die appel lyk? Uitgedroog. Vat die stronk weg van 'n appel, hoe gaan die appel lyk? Gaan hy gesond wees? En dit laat ons eintlik besef, want al hierdie dele van die vrug van die Gees pas in mekaar. Jy kan nie een van hulle wegvat nie, want dan val die hele vrug uit mekaar. Ek vat so as jy die liefde het, nee, gaan al die ander wat daar genoem word, outomaties deel van jou lewe wees. Maar gaan kyk, dit wat jy nou sê is so kragtig, want dit is 'n kettingreaksie. Sonder liefde, hoe gaan jy blydskap hê? Yes. Sonder blydskap, hoe gaan jy vrede hê? Sonder vrede, hoe kan jy lankmoedig wees? Elkeen volg op die ander. Jy kan nie een wegvat nie, want dan gaan die res uit mekaar val. Nou die vrug van die Gees is 'n goeie manier om jouself te toets. Dit is eintlik 'n goeie maatstaf as jy kyk na heiligmaking. Wys my hoeveel iemand liefhet en ek sê jou wys hoe naby hy aan God gekom het. En die van julle wat vir pa geken het, weet, my pa, pastoor Andre, het dit altyd gesê. Dit was een van sy gunsteling sê dinge. Wys my hoeveel iemand liefhet en ek sê jou wys hoe naby hy aan God gekom het. Want God is liefde. As jy sê jy is 'n kind van die Here, sal jy lief hê. En dan sal al die res volg. My pa was 'n groot voorbeeld vir ons. In hierdie einste kerk het iemand gekom om hom dood te maak. En ek weet, julle kan dit onthou. Hulle het dit van my ma weggehou dat sy nie moet weet nie, want die polisie was hier, so my ma het gewonder hoekom was die polisie. My pa gaan in die kantoor waar die ou sit om hom doodmaak en hy gaan gee hom 'n druk en sê vir my, Here het jou lief. Ja, hoeveel mense sal nou die ou aanval en hom, maar weet jy, so het hy die ou gewen. Ek weet daai ouetjie is vandag, hy is oorlede intussen, maar hy het sy saak met die Here heeltemal reggemaak, hy het heeltemal verander. Nie dadelik nie, miskien nie oornag nie, maar deur iemand wat gewillig was om vir hom te druk en vir hom te sê, die Here het jou lief, het sy lewe begin verander. Kan ons dit doen? Wat doen ons as iemand ons aanval? Kan ons die liefde laat seëvier? Hoe lyk jou liefde? Nee, stop die lorry, ek praat nie van liefde teenoor die wat maklik lief is om lief te hê nie. Dis met hy van, ek het lief, ek het almal in die kerk lief. Ek praat nie van hulle nie. Ek praat van die wat moeilik is om lief te hê. Daai ene wat jou dwars in die krop steek, daai ene wat as hy nou hier instap, dan, moet hy of sy nou weer instap. Kan jy vir hulle nie wees? Gaan jy bietjie gaan en jou arm om hulle sit en vir hulle sê, ek is lief vir jou? Die woord sê ons moet ons vyande lief hê. Matteus 5:44. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Lukas 6:27-29. Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Seën die wat vir julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander aanbied. En aan hom wat jou bokleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie.
Nou wees gou eerlik, hoe lyk jou liefde? Hoe lyk ons liefde? Ja, maar pastoor, nee, nie ja, maar pastoor, nie. Dis in elk geval nie ek wat dit sê nie, maar God se woord. Hoe lyk jou liefde? Ons is almal, ek hoop so, ons sê ons is almal kinders van God. En ek glo ons is kinders van God. Maar sien, hoeveel werk ons aan heiligmaking? Hoe ernstig is ons met die Here? Wat offer ons op? Wat het jy die laaste tyd opgeoffer vir die Here? Besef ons nog, dis 'n opoffering. Om jou kruis op te neem is 'n opoffering. Niemand het gesê dit gaan altyd maklik wees nie. Niemand het gesê, wanneer dit koud is en die wind waai en dit reën, dis maklik om kerk toe te kom nie. Maar as ons bereid om daai opoffering te doen wat die Here het verwag het van my. Here, ek weet, is lekkerder in my bed. Soos ek Sondag gesê het, Bedside Baptist en St. Mattress. Is lekker daarso. Maar het kos opoffering om op te staan, aan te trek, ek toe te hardloop, te ry, reën, die hek oop te maak en die kar te klim, te ry, koud. Maar jy weet wat nie, gaan praat maar met enigiemand, dan kom jy na die huis van die Here toe. En daai dag ontmoet die Here met jou. En jy staan hier met jou hande in die lug. En die trane wil loop van jy te ervaar met die Here. En jy is tussen die kinders van die Here. En na die tyd drink ons koffie en lag en gesels. En bou mekaar weer op en ons kry krag vir die week. En ons gaan aan. Dis 'n opoffering. Dis nie altyd maklik om 'n Christen te wees nie. Enige een wat vir my sê dis maklik, hy praat nie die waarheid nie, want dit is nie maklik. Dit is nie altyd maklik om in die aand te gaan sit, jou Bybel te lees. Het jy al agtergekom, jy kan enige boek lees, dan lees jy hoofstuk na hoofstuk, tel die Bybel op. 10 minute later, dan wil hy oor toeval. Hoekom? Want jy is besig met 'n geestelike oorlog. En niemand gaan vir my sê dis maklik nie. Nou kan jy die mense wat sê hulle staan 3 die oggend op en bid vir 2 ure. Nie almal is dieselfde nie. Jy kan miskien 3 uur vind as jou beste tyd om te bid. Vir iemand anders is 12 uur in die dag miskien die beste tyd. Dit maak nie saak wanneer is die beste tyd. Maar gaan kyk maar hoe moeilik is dit om 'n tyd te kry om te bid. Dan gaan die hele tyd iets voorval. Dit is nie maklik. Ons is in 'n oorlog en ons moet dit begin besef. Dit is 'n opoffering om kerk toe te kom. Dit is 'n opoffering om die Here te dien. Dit is 'n stryd. Maar kan ons nog opoffer? Watse stappe neem ons om meer soos Christus te word? Watter stappe het jy die laaste tyd geneem om te sê vandag gaan ek opoffer? Ek wil meer soos Christus wees. Ek streef na heiligmaking. Daai persoon wat jou dwars in die kop steek, soos ek sê en al gesê het, ek daag jou uit, stuur vir hom of vir haar vanaand 'n boodskap. My broer, my suster, ek wil net sê ek bid vir jou. Mag die Here jou seën. Gaan ons dit doen? Wie van ons kan die ene wat jou dwars in die kop steek 'n boodskap stuur en sê ek bid vir jou? En daar is ek ook skuldig. Want ek het ook al sulke mense gehad wat nog regtig waar. En as jy mooi gaan kyk, dan sien jy hulle is skuldig. Hulle is skuldig. Jy het seker die reg om so te voel. Maar tree ons op soos 'n kind van God. Wil ons heilig word soos die Here? Gaan die eie ek sterf, gaan ons bietjie opoffering maak en moeite doen en al antwoord hulle en al vloek hulle jou. Dan weet jy het jou deel gedoen. En jy hou aan om vir hulle te bid. Al bid jy 10, 20 jaar vir hulle. Een dag skielik kan kom daar een en hulle heeltemal verander. Maar in die stilte het jy vir hulle gebid. Dis nie maklik nie. En as jy die een weer sien, groet hulle met Jesus se liefde. Ek vra weer, hoe lyk jou liefde? Is ons liefde die van Jesus? Gaan lees 1 Korintiërs 13, maar dan vervang jy liefde met Jesus. Ons sal volgende keer verder gaan met die res van die vrug. Want ons skryf vanaand tyd daarvoor nie. En dan gaan ek julle uitdaag die week. Hierdie week daag ek julle uit. Gaan huis toe en oordink die dinge.
Gaan toets jouself. Gaan ernstig en toets jouself, Here, waar kom ek tekort? Ek wil heilig wees, Here. Ek wil elke dag meer en meer heilig word. Ek wil met die heiligmaking proses, as ek nog nie begin het daarmee, wil ek daarmee begin, en as ek al begin het daarmee, wil ek voortgaan daarmee, Here. Maar ek het U hulp nodig. Gaan toets jouself, wees eerlik met jouself, Here, ek kom hier en hier tekort. Vra die Heilige Gees om jou te wys, oral waar jy tekort kom. Sien, daar die rekenaar weer verander na Wara toe. Dit moet waar wees. Oral waar jy tekort kom. Wend 'n poging aan om te verander. So as jy 'n poging gaan aanwend om te verander, jy weet nie wat dan gaan jy nie verander. As jy kom met, ag ek is klaar heilig genoeg, ek is perfek, ek is wonderlik, ek het geen foute nie. Dis die verkeerde gesindheid. Ek gee nie om of jy al 30 jaar, 40 jaar met die Here stap nie. Vra nog steeds vir die Here, Here, waar kan ek verander? Waar kan ek werk aan myself? Alles is die kleinste dingetjie, Here, wys my waar kan ek verbeter. Want tot die dag wat ons op kop neerlê, moet jy werk in jouself. En as jy nie opgelet het nie, wat baie keer gebeur, nou het jy miskien woede oorwin, maar jy dink nou, ek is so baie heilig en jy werk nie meer daaraan nie. Kort voor lank dan begin daai woede terugkom. Nou raak jy weer kwaad, nou raak jy weer opstandig. Hoekom? Want jy het dit nie onder beheer gehou nie. Jy het gedink jy's heilig en nou kom hierdie ene van die kant af en bekruip jou. Kom ons werk daagliks aan onsself. En ek myself ingesluit. Maak nie saak wat jou posisie in die kerk is, of wie jy is, of wat jy is. Maak nie saak of jy 'n pastoor of 'n dominee of 'n wat is nie. Jy moet daagliks aan jouself werk. Menigte predikante het geval, omdat hulle gedink het hulle is te heilig. Omdat hulle nie waaksaam was nie. Omdat hulle nie aan hulle self gewerk het nie. So, as ek met julle praat ek heel eerste met myself. Want dit is 'n daaglikse proses. Die proses van heiligmaking is nie 'n maklike proses nie. En partykeer is dit 'n seer proses, want om eerlik te wees met jouself en te erken waar jy verkeerd is partykeer ons as mense moeilikste ding. Want ons hou mos nie daarvan om te erken ons is verkeerd. Maar Here, help my eerder. En ek weet, eendag as ek heen gaan en ek gaan na U toe, kan die Here vir ons sê, goeie en getroue diensknegt. Of gaan die Here eendag vir ons sê, gaan weg, ek ken jou nie. Maar Here, ek het elke Sondag kerk toe gegaan, maar Here dit en my Here dit. Waar staan U en ek vanaand? Ons moet onsself ondersoek. Kom ons sluit die oor om met ons. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade, dankie vir die liefde vir ons. Dankie Here dat U ons lei en dat U vir ons die krag gee om hierdie heiligmakingsproses te kan volëindig. En Here Jesus, dit het die dag begin toe U ons verlos het. Met U kosbare genade het U ons kom red. Die Heilige Gees wat ons harte lewendig gemaak het en die brand gemaak het, sodat ons U kon sien. Daai dag het die proses van heiligmaking begin en dit sal voortgaan tot die dag wat ons koppe neerlê. Maar help ons, Here, daar waar dit nie maklik is nie, daar waar dit moeilik is. Help ons om die stryd te stry. Help ons om te veg, dat ons sal oorwin. Dankie vir U genade, Here Jesus. Ons loof en ons prys die heilige naam. Amen en amen. En die kinders van die Here sê